Weereens welkom by die lentuitsendings hier uit Mosaïek Ateljee. Hoop dit is vir jou 'n mooi en 'n lekker dag. Vandag praat ons oor twee stemme binne in jou eie wese. Om self die rol van 'n held te speel of die rol van 'n dienskneg. Wanneer hoor jy hierdie twee stemme die sterkste? Wat is jy geneig om daarmee te doen? Hier is ons teksvers. Is my woord nie so nie, soos 'n vuur, is die uitspraak van die Here. Soos 'n hamer wat 'n rots stikkend kap. Ek hou van die ou vertaling wat sê, soos 'n hamer wat 'n rots vermorsel. Kom in Jeremia 23 uit. Hierdie bly een van my gunsteling verse in die Ou Testament as ons praat oor stemme. Veral as ek myself betrap in die rol van die hoofspeler. Om met God te kommunikeer, bly die hoogste roeping vir elke gelowige. Sodra jy met mense daaroor gesels, kom jy agter dat die spektrum van God se stem veel verder strek as wat jy as individu in jou wêreld gewoond geraak het, of wat jy hoegenaamd begryp. Ons God en Vader se genade oorskry alle moontlikhede wat ons ken of waarvan ons weet. Hoe het Jesus met sy geliefdes, maar veral met sy moeder gekommunikeer? Ons weet van die bruiloft van Kana, sy eerste openbare optrede volgens die evangelie van Johannes. Die grootste krisis denkbaar vir 'n huwelikseremonie vind plaas wanneer die laaste kruik met wyn opraak. As Maria, moeder van Jesus, hiervan hoor, wend sy haar dadelik na hom toe. Wat sou haar motiveer het? Het sy dalk onthou hoe verbaas die skrifgeleerdes by die tempel was toe hy as 12-jarige verstommende kommentaar gelewer het op hulle opmerkings? Soos Lukas 2 dit beskryf, sy onthou ook nog sy vreemde reaksie teenoor sy ouers se ontsteltenis oor sy afwesigheid. Volgens hom het hulle geen rede gehad om bekommerd te wees nie. Daar was nog baie wat sy nie kon begryp nie. Waarskynlik het haar gedagtes ook teruggedink aan die engel wat aan haar verskyn het om haar in te lig oor haar swangerskap. Sy sal die skok nooit vergeet nie. Swanger sonder dat sy getroud is, sal sy die skande oorleef. Ai, wat 'n vreemde stem. Tog het Josef haar verloofde by haar gestaan regdeur alles. Hy het ook die engelse stem gehoor. Hierdie was totaal buite hulle beheer of verwagting. En nou is hulle op hierdie huweliksbevestiging en 'n groot krisis gaan hom nou hier laat geld. Haar seun is haar enigste hoop. Hy moet iets kan doen aan die krisis. Volgens die 2020 vertaling was sy antwoord aan haar: "Vrou, waarom pla u my? My uur het nog nie aangebreek nie." Vir ons Afrikaanse oor klink dit nogal kras. Maar in terme van die kultuur waarbinne dit afspeel, was dit glad nie so nie. Jesus koop bloot tyd, omdat hy op sy Vader se skedule werk. Jesus hanteer dus die gesprek met sy moeder heeltemal binne veilige grense. Toe die wyn vrylik uit die reinigingskanne vloei, was sy sekerlik baie verlig oor die uitkoms, maar veral baie trots op haar oudste. Tog moes daar in haar hart ook onrustigheid gevladder het, want sy kan net nie die woorde vergeet wat uitgespreek is toe hulle by die tempel was vir klein Jesus se toewyding nie. Hulle het hulle beskeie offer gebring, soos die wet voorgeskryf het. En tydens hierdie seremonie het die bejaarde Simeon die baba in sy arms geneem en God geloof vir die verlossing wat hy deur hierdie knaapie berei het. Maar die woorde en stem van Simeon sou vir die res van Jesus se lewe vlak in haar geheue bly. Hy het na Maria gekyk en vir haar gesê: "En wat jou betref, 'n swaard sal deur jou siel gaan." Kan tog niks goeds beteken nie. Watter nut sou dit hê as die wêreld baat vind by haar kind, maar 'n swaard sal deur haar siel gaan? Baie stemme het haar bereik in die leeftyd van haar seun. Sy het stemme gehoor van dankbare mense wat uit benoudheid gered is of genees is deur hom, mense wat in hom die verlosser gesien het wat sou kom om die volk van Romeinse oorheersing te bevry. Hoe sou hy as een mens dit kon bewerk? Onrus in haar hart het bly groei. Veral toe sy verneem hoe die geleerde leiers van haar volk hierdie onrus verder aangewakker het. Pas na sy 33ste verjaarsdag is almal Jerusalem toe vir die viering van die Pasga. Dit was 'n heilige tyd. En elkeen het met 'n hinkering in die hart die tempel gaan besoek om te offer. Hierdie offer sou na God in die hemel styg met 'n sug om verlossing. Natuurlik was die geleentheid gerig op versoening met God en dank vir die bevryding van die Egiptiese verlossing, maar dit was ook 'n sug dat God weer sal verlos van die Romeinse juk. Hierdie Pasga het in 'n verskrikking ontaard. Haar kind is deur die einste Romeinse oorheersers gevang.
Klaarblyklik was hy onder verdenking vir hoogverraad en die Joodse skrifgeleerdes en die Fariseërs wou hom uit die weg ruim. Hy is verskriklik mishandel en het wreed aan 'n kruis vasgenaal gehang. Ek sluit af met 2 stemme. Die van Maria, die van I.L. de Villiers in sy treffende lentgedig, Maria. Moedertjie Gods, gaan huis toe, dis klaar. Hulle het my die breek van sy bene gespaar. Moedertjie Gods, kyk Johannes, hy wag. Maar hy is gebore vir my daardie nag. Moedertjie Gods, jy was vrou al by Kana. Het jy gehoor van die rouklaag in Rama? Moedertjie Gods, gaan terug. Kyk die bloed. Maar ek het hom aan my bors gevoed. Moedertjie Gods, jy is van die aarde. Hy is van bo. Maar nogtans my seun, gebore getoe. Moedertjie, hier is dit hoofskedelplek, maar hy is verlosser. En jy, sondaar soos ek. Watter stem hoor jy? Hoor jy die stem van die verlosser? Volg jy die stem van die verlosser, al is jy onrustig? Of hoor jy die stem binne in jouself, soos ons almal? Kom ons gaan na die Vader toe daarmee. Hemelse Heer, ons dank U dat die offer betaal is. Dat die versoening gekom het. Dat daar bevryding gekom het, nie van 'n Romeinse juk nie, maar van die juk van sonde, wat tot in vandag steeds mense verwoes. Ons dank U dat U hierdie juk van ons afneem, dat U ons met U Gees vul, dat U ons leer hoe om te leef tot eer van U naam. Laat dit in hierdie lenttyd in ons lewens sigbaar word vir ons huismense, vir ons landsgenote, vir die wêreld, dat Jesus leef. Amen.